Als ek nooi uit om 'n bietjie saam te staan en dan gaan ons bietjie saam sing. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. And age to age he stands, and age to age he stands. And time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, is the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. You're the name above all names, and you're the name above all names, and you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name, and you're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. En die wat wag op die redding van die Here, vind hul rus in die skadu van die heilige God. Die Almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Hy is my God, wie ek vertrou, Hier is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, hier sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, hier is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. My vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit kan verdien. Prys die Here. En prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer,
Here, als wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. En die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe, roem sy naam. Die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe, roem sy naam. En prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. So ek het vir Johannes gevra om vir ons te open vanoggend. Onse God en Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg en asheid om hier te kan wees. Ek vra dat U vir Dani sal seën hom eerstens met die Heilige Gees en die regte woorde om elkeen te bemoedig wat hier so is. En selfs die persone wat inluister, dat hulle U stem sal hoor. Ek vra dat U elke man sal aanraak, dat die Heilige Gees met hom sal praat. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen, manne, julle kan maar sit, sê vir jou daar langs jou, die Here het jou mooi gemaak. Ja, sê vir hom, man, jy lyk vir jou vanmôre so mooi. Schengen sê daar agter jou vir Dani, die Here het hom mooi gemaak. Goeters, al lyk hy vir jou vanmôre of hy nie lekker lyk nie, maar hy is alright. Luister, ek like dit om met Dani dit te doen. Hy raak sommer heel ongemaak. Sorry Dani, ek het jou gesig. Ai, ek is baie lief vir jou. Ongeloof baie. Manne, hoe gaan dit met julle goed? Môre Alwyn. Ja, wil jy handjie so vir my te waai nie. Jy moet betyds kom, hoor jy. Ons is al van 5:00 af hier Alwyn. OK. Manne, ek het vir julle markie goedjies baie maklik een, want hierdie is nie 'n Wingman is nie 'n plek waar goed verkoop en so nie. Maar ek het vir julle 300 liter diesel vir 'n 3 slaapkamer huis. Wie stel belang asseblief? OK, nee, nie een stel belang nie. Nee, dis reg. Dirkie, waar's jy? Kom hierso. Kom hier, kom. Ek ken hierdie ouetjie al baie jare. En ek wil hê julle moet vanmôre terwyl jy sommer so lekker lag, maar hierdie man het gister pa geword. En ek wil hê. Waar is Claude? Claude, kom hierso. Kom nee, kom hierso. Ek wil hê ons moet vanmôre vir Dirkie en sy gesin en sy nuwe seentjie bless. En Claude gaan vir hom bid. En terwyl Claude vir hom so bid met sy arms omhou, ons hande uit na ou Dirkie toe. En ons sê vir hom al die Here se seën en liefde oor hierdie klein ding wat in die wêreld gekom het. Kom, jy bid vir hom. Okay. Kom ons hou ons hande so uit nou Dirkie. Sit jou hand so. Ag Here, ons kom vanoggend na U toe. Ons weet U skep lewe. Net U skep lewe. Staan in die skrif dat U het ons geken voordat ons in ons moederskote gevorm is. Bid vanoggend vir Liam, Here. Ja, waar hy net 'n dag uit is. Party van ons, ja, ons is op 'n ons almal is op 'n beperkte tyd op hierdie aarde. Ek bid dat hy geseën sal wees. Ek weet dat sy ouers, Dirkie en sy vrou vir hom sal leer van U. Vir hom sal leer van God, leer van U, die wonderlike God wat ons aanbid. Ek bid dat die Heilige Gees hom sal roep. In Openbaring 3 vers 20 sê U dat U klop aan ons harte. Ek weet U klop al reeds aan Liam se hart. Ek bid dat hy sy hart sal oopmaak as hy groot genoeg is om te verstaan, om U te laat inkom, dat die Heilige Gees in hom kan woon. Ek bid dit in die naam van die Here. Amen. Dankie Dirkie, blessings vir jou. Geef hom nog 'n lekker hande klap. OK, pragtig.
Goed, is daar nog iemand wat sy vrou miskien swanger is, of wat nog op pad is, kan vir jou ook sommer nou wel bid? Nee, wat, daarmee so nie. Nou goed nie. Manne, ek lees hoor, het iemand vinnig 'n lekker, 'n kort storie, ons het nie 'n lang tyd nie, maar weet vir ons 'n lekker kort storie. 'n Gebleste storie. Ja, ons was op vakansie by Hartenbos en ons gaan stap langs die see. En toe op pad terug sien ons 'n man en 'n vrou en 2 dogters. En iemand het vir hulle foto's geneem, man. Ons kon toe nou sien, die vrou is nie tevrede wat geneem is nie. En toe ek verbykom, vra sy vir my, oom, kan oom foto's neem? Ek sê ja. En ons het baie tyd aan hulle gespandeer, seker so 1/2 uur, om vir hulle foto's te neem wat hulle nou graag gehad het. En my vrou vra vir hulle nou maar eers vir die vrou, jy het seker jou man gekies vir sy mooi blou oë. Sy sê nee, is nie my man nie. Sy sê nou maar, wat fout met die man? En hy sê nee, begin hy sy storie vertel en hy sê maar hulle trou vanmiddag 3 uur. En op die einde vra ek vir hulle, kan ek vir hulle gebed doen? Ja, dit was 'n ongelooflike ervaring, hoe hulle al 4 in trane is, en dat hulle net so dankbaar is, en graag saam met ons foto's wil neem, en net dat mense net besef, die Here seën hulle met 'n nuwe pad. Dankie. Wonderlik. Mooi, dit is, Johannes is altyd vir my 'n voorbeeld, hy het altyd 'n mooi storie, so hy net stop en vir mense bid. Ek staan laasweek hier so by Woolworths, en goed met my bakkie, en ek klim uit, en hier kom 'n vrou, nog 'n vrou na my toe, en goed, maar ek sien toe, hulle is nie van Suid-Afrika, en duidelik kom stap na my toe, en 2 jong mense, hulle is van Argentinië, en hulle vra, kan hulle vir my bid? Ek sê, nee, ek is verseker, maar kan ek vir julle ook bid? En ek is altyd, ek moet dit nou mooi stel, maar ek het altyd 'n ding as iemand so vir my op straat gryp en sê, Dani, ek wil vir jou bid. Ek asseblief, jy moet my vergewe, maar ek is versigtig, want mens weet nie baie kere wat dit is nie. In die mooiste gebed, vir daai 2 jong mense vir my bid, hulle is sendingwerkers van Argentinië, en hulle werk vir die Here. En al wat sy sê hulle stap net rond, en hulle is hier vir 'n maand of so, en hulle bid vir my langs daai bakkie, hou vas ons hande, en ek bid vir hulle, en ek dink, Here, ek is altyd so bevooroordeel, maar hierdie was 'n kosbare oomblik. Kosbaar, amen, kosbaar. Manne, ons sukkel geweldig met die WhatsApp-lyn, en julle wat ingeskakel is, die WhatsApps vir my, hulle blok het, hulle sê ek is spam, en ek weet nie wat alles nie. So, ons gaan 'n ander lyn van kommunikasie met Wingman moet begin. Dani, wat doen die mense dit? OK, community wat ding wat ons moet doen. So asseblief, as jy uitnodiging kry op jou WhatsApp, gaan daarna toe, of anders gaan jy die boodskappe mis. Ek het nou nie 'n keuse en ons sal dit moet doen. Dis chaos, en 'n klomp manne het nie die boodskap gekry nie. Ek weet dit van vanoggend. OK. Manne, ek wil nie baie meer praat nie. Ek gaan vanoggend stil verdwyn. Claude gaan vir ons afsluit. Ek het 'n dringende ding wat afkom by Oliver Tambo. Ek moet soontoe. Maar ek wil hê jy moet stil word vanmôre by die Here terwyl Dani vorentoe kom. Sommige net vir die Here dankie sê jy's vanmôre hier. Sê vir die Here dankie dat jy 'n kar het om in te ry. Sê vir die Here vanmôre dankie dat jy 'n dak oor jou kop het. Sê vir die Here vanmôre dankie dat jy 'n stukkie brood gehad het om te eet gisteraan. Sê vir die Here dankie vanmôre dat jou gesondheid miskien baie beter is andersins is, waaroor jy baie keer so kla. Ek ry vanmôre van daai plaaspad en daar deur die mielielande en goed, en ek sê, Here, ek is moeg, maar ek is dankbaar. Ek is dankbaar om 'n vriend soos hierdie in my lewe te hê, Dani, om ander vriende te hê wat ek ken. Julle weet almal, want ek het baie vriende, maar dit is vir my so lekker om te weet hulle is daar. Sê vir die Here dankie dat jy iemand in jou lewe het wat 'n vriend is. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg wat jy het. Die meeste van alles sê vir hom dankie. God is not dead. Hy lewe. Raak stil daar waar jy sit vanmôre en mag die Here jou vashou. Maak nie doodstil vir so 'n minuut. Dankie manne.
Ons vra baie en ons sê te min dankie en ons kom vanoggend en ons sê dankie. Dankie dat ons u kinders kan wees. Ons kom uit Paasfees, dankie dat u vir ons gesterf het. Dankie dat u vir ons opgestaan het en dat ons saam met u kan opstaan in hierdie nuwe lewe. Ons eer u vir u goedheid in ons lewens. Amen. Môre manne, ek was lanklaas by julle, is lekker om weer saam met julle te wees. Ek sien as ek weggaan, dan sit nou, jy weet, ek word gedegrade, dan kry ek nie meer 'n podium nie, ek kry nie, so ek moet my plek kry. Ek hoor van 'n vrou wat by haar man kom en sy sê vir hom, sy het 'n groot droom gehad. Sy is op pad na haar verjaarsdag toe en jy weet, dis daai tyd van die jaar en sy het 'n massive droom gehad. Sy sê vir hom, ek droom, ek kry 'n goue ketting. Sy sê, ek droom, ek kry nuwe oorbelle. En ek droom, ek kry daai ander horlosie, onthou jy daai horlosie wat ons daar in Zurich gesien het, ek droom, ek kry so horlosie. Sy sê vir hom, nou wat dink jy beteken hierdie droom? Hy sê, wag vir jou verjaarsdag. En nou bou dit so op na haar verjaarsdag toe, by haar verjaarsdag kry sy so 'n mooi boks wat mooi toegedraai is en alles is bymekaar en mooi toe. En sy maak die boks oop en toe's daar 'n boek in. En die boek sê, How to Interpret Your Dreams, jy weet so. Ek het nou vir julle goeie huweliksraad gegee. Is lekker om weer saam te wees. Julle ken al van my sê goed en ek dink nie mense verstaan nie, want ons het sê goed in die kerk, slogans en maniere van dinge sê wat ek sukkel baie keer daarmee, want ek kyk na die dieper betekenis baie keer van wat ons besig is om vir mekaar te sê. En een van die goed wat ons baie vir mekaar sê is staan vas. Jy hoor dit. Ouens sê net vir jou staan vas. En dan my brein, ek het 'n brein wat bietjie anders werk, dan sê my brein vir my, okay, nou waarop moet ek staan en wat moet ek in staan, jy weet, dit voel vir my of ek in modder trap en maar staan vas, jy weet, en dis een van die goed wat algemene spreekwoord is by ons, en ek wil vanoggend met jou so bietjie oor dit gesels. Ek wil vir jou 'n paar stukkies gereedskap gee om so 'n bietjie substance aan 'n staan vas te gee, as dit okay is met julle. So niks niets nie, maar net weer vars in ons harte vasmaak. 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14. Paulus skryf in 1 Korintiërs 16, hy sê, wees op en wakker. Ek hou van die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê nie net wees wakker nie, hy sê wees op en wakker, want die woord daar is baie sterker as net be awake. Jy weet, dis be super awake. Wees wakker. Staan vas in wat jy glo. Daar's 'n kern. Wees moedig, wees sterk. Alles wat jy doen, moet in liefde geskied. En dit is soms so een van daai versies wat so vinnig by ons verbygaan, want dit is niks, jy weet, met ouens soek ons altyd daai dieper revelation, ons kry nie die staan vas is reg nie. So ons gaan vandag nou nie na die dieper revelation toe gaan nie, ons gaan na die staan vas toe, want ons leef in 'n tyd waar niks secure is nie. Ek lê nou die aand en dink, nou ek weet nie of dit is oor ek ouer word dat ek so na die lewe kyk nie, maar ek lê nou die aand en dink, toe ek so bly dit klink sleg, maar luister my uit, ek so bly my pa is nie meer hier nie. Hy sou swaar gekry het. Jy weet, die wêreld verander, ek dink hy sal 'n hartaanval kry as hy by 'n dieselpomp stop, jy weet. 4 liter vir R100, of minder as 4 liter vir R100. Dit is, die wêreld skuif. En dis niks bangmaak stories nie, dis die realiteit van die lewe. Die lewe is konstant aan die skuif. En ons leef in 'n tyd waar goed die heeltyd verander. Nou, ek werk ook onder andere tussen 'n klomp teoloë en kerkmense, manne, en ek het nou van maandag af hierdie oorlog met een nou aan die gang, oor al sy groot sieninge oor alles wat aangaan, want party ouens in die kerkwêreld dink hulle moet 'n opinie oor alles sê, in die sin van hulle moet alles korrigeer en alles met 'n Griekse of 'n Hebreëse woord regmaak en jy moet net val vir wat hulle sê. En weet jy wat?
daar's goed wat ons moet kyk. Ons moet kyk, wat glo jy? Dis wat die eerste ding wat Paulus hier sê, staan vas in wat jy glo. En values verander. En dit is vir my 'n moeilike deel daai, want ek is 'n ou wat wit en swart werk in my brein. So vir my is daar sekere values wat vas is, wat nie onderhandelbaar is nie. En skielik word jy gekonfronteer met goed in jou lewe wat buite jou value system is. En dan maak dit 'n ou se kop bietjie moeilik, jy weet. En dan ek dink regtig, niks nie 'n doemprofeet nie. Ek sien dit in my counselings, druk neem toe. Dis asof jy weet die ekonomiese druk en goed, want al hierdie goed wat gebeur, jy weet die oorloë en gerugte van oorloë en brandstofpryse en goed, want en sosiale media is 'n bogger daarmee, want sosiale media hou twak ook in ons koppe, want baie mense glo elke reel wat hulle sien en elke stukkie nuus wat hulle sien. Ek wil vir jou sê, as jy 'n gesonde kop wil hê, los sosiale media, dit help baie. Ou sê nou ja vir my, het jy dit gesien? Ek sê nee, ek het nie, want ek stel nie daarin belang nie. Ek leef nie met my kop soos 'n volstruis in die grond nie, maar jy kan nie alles glo wat jy lees nie, en as jy die hele tyd doemgoed gaan lees, dan gaan jy baie donker raak. So, pressure neem toe. So, die wêreld het nog nooit meer manne nodig gehad, soos nou, wat regtig vas staan nie. Iewers moet daar ankers wees in ons samelewing. And that's what Wingman is all about. Dis hoe ek dit verstaan. Ons moet manne wees wat vas staan, en manne wees wat mekaar support, en manne wees wat regtig weet wat hulle glo, en waarmee is ons dan besig. Maar kom ons los nou net vir 'n oomblik. Ek het nou die regte inleiding gedoen, wat almal van my verwag het om te doen, maar nou wil ek hom draai. Kom ons los net vir 'n oomblik die wêreld uit. OK, ek wil daai pressure vanmôre van jou af. Maar ek wil vir jou sê, dis belangrik vir my en vir jou om vas te staan. Dis nodig om goed in jou eie kop uit te sorteer van waar jy en ek is. Sonder die pressure van ek doen dit vir iemand. Verstaan julle wat ek baie in 'n koppad is? Ons is heeltyd daai pressure, staan vas Boeta, daar's dit. En ek gaan nou weer by daai goed uitkom, maar die eerste plek waar ek wil by stil staan is, dit is vir ons eie gut nodig om solid in ons menswees te wees. Want weet jy wat gebeur? As ons koppe so hardloop en jy's hiermee besig en jy slaan daar 4 dood en jy hoor hierdie sideshow gaan hier en hier blaf 'n hond en daar dit en alles is aan die gang, dan raak ons as manne in ons harte, raak ons wankelrig, ons sukkel. So ek praat vanoggend met ons in die eerste plek, ek sal nou na almal toe draai. So wanneer ons praat oor wees 'n man, wees sterk, dan praat ek nie van perfekte manne nie, want dit bestaan nie. En dis wat my geplaat met die ou met van wie ek van maandag af mee aan die gang is. Hy is hierdie perfekte ou. Elke uitspraak wat hy maak is amper half condemnation, jy weet nie, jy dit, jy weet die Here dit, en dan dink ek nee, waar's jy ou? Ek verstaan nie in watter wêreld leef jy nie, maar ek wil in my hart wakker wees. Ek wil in my hart op 'n gesonde plek wees, want ek kan nie vir almal in die lug hou nie, en ek kan nie almal se kite in die lug hou nie, maar ek moet gesond wees, ek moet op my voete wees, en dan praat hy nou van 'n klomp goed, en ek gaan nou van die ou Afrikaanse taal inbring, en hy sê daar moet wakker manne wees, hy sê daar moet standvastige manne wees, daar moet moedige manne wees, en dan moet daar manne wees wat kan lief hê, en Paulus gee vir ons 4 riglyne hier, wat vir my in my lewe moet inkom, dat ek kan sterk staan. En hierdie is nie 'n by the way suggestion nie. Hy sê, dis hoe dit kan wees. So vanmôre kom ek nie met 'n airy-fairy ding van, jy weet, kry hierdie 6 goedjies in jou lewe. Nee, hierdie is die basics. Hierdie is die basics wat ek en jy in ons lewens kan inbou en daar kan wees. En die eerste een is, hy sê, wees op en wakker. Wees op en wakker. Die woord daar beteken letterlik om wakker te bly en om waaksaam te wees, to be attentive, nee, om waar te neem wat om jou aangaan. En nou dink ons manne image. Jy weet, manne is altyd daar. Ek is verstom as ek begin met manne praat om te kyk waar staan ons manne. Ek is verstom om te kyk waarmee is geestelike leiers en sterk manne in ons oë baie keer besig.
en dat ons net nie heeltemal wakker is nie. Meneere, ons moet geestelik wakker wees. En geestelik wakker vir baie mense is, jy moet in die kerk heel voor staan en jy moet jou hande die hoogste opsteek en jy moet die geestelike taal praat. Daai is 'n sideshow. Dis deel van jou eie werk en dis jou eie lewe en dis dit. Daar's 'n ander wakker wat hier binne aan die gang is, wat attentive is op die lewe en die lewe wakker waarneem en ons gaan moet kyk dat ons geestelik wakker is. Baie manne, en ek praat nou nie met julle hier nie, maar baie manne is geestelik aan die slaap. Want vir baie manne is geestelik om 'n byeenkoms by te woon, die talk te talk, maar daar buite is zero impact te hê in sy eie lewe. Ek praat nie eers van in die wêreld daar buite nie. En baie ouens is op autopilot. Hulle is passief, hulle is op autopilot, is net in survival. En ek praat nie net van geestelik nie. Ek praat met 'n ou, hy's 63. Nou in my oë, ek is 62. Is 63 bloedjonk. Nou moes die charismate amen gesê. En die gereformeerdes moes so maak en sê ek stem saam, want help my net. 63 is bloedjonk. En die dude is klaar besig om dood te gaan. Die dude is klaar besig om te wag vir sy pensioen en nee meneere, ons moet wakker wees. Daar's 'n lewe om te leef en ek praat nie vir die wêreld daar buite nie, vir onsself. As jy en ek ophou lewe, gaan ons emosioneel dood. So ons moet wakker wees. En ons moet ophou om religious die goed te pan. En hoor my as ek dit sê. Jy weet, daar's ouens wat dit altyd sê en ek weet hulle bedoel opreg. Maar dan sit altyd die Here dit en die Here dit. Die Here wil hê jy moet op jou voete staan. Die Here wil hê jy moet verantwoordelikheid vir jou lewe neem. Dis nie net die Here moet alles doen, die Here moet alles doen nie. Die Here het jou met 'n vrye wil op aarde gesit om te heers. Ek vat jou terug na Genesis toe. Genesis 3 sê, gaan heers oor die aarde. En ek praat nie van 'n autokratiese heers nie, ek praat nie van 'n diktatoriale heers nie, ek praat nie van 'n arrogante, ek is in beheer nie, ons gaan nou daaroor praat. Ek praat van, ek en jy's hier om te lewe, ons is nie 'n victim van hierdie lewe nie, ek is nie 'n victim van my history nie, ek is nie 'n victim van wat mense van my sê en doen nie, ek is nie 'n victim van mense se opinie nie, ek is hier om te leef en ek gaan leef. Dit is nodig dat ons sal wakker wees daaroor. En ek en jy moet opstaan. Nou, hoe lyk dit? Hoe lyk dit as ek dan wakker is? Want ek gaan vanmôre nou inhoud aan hierdie stukkie skrif probeer gee. Is jy respond nie net nie. Jy begin leiding neem. En ek wil hê dit moet insink. Hoeveel van ons lewens bestaan uit respons? Jy het 'n bloody opinie oor alles en jy bespreek alles en jy bespreek almal, maar jy lei nie. Dis maklik om 'n opinie te hê oor goed. Maar om te sê ek gaan 'n ding doen, ek staan vas. Somewhere moet ek en jy opstaan en sê ek gaan begin lewe en ek gaan dit vat. Ek wag nie vir die ekonomie om te verander nie. Ek wag nie vir 'n beter kans en nog 'n dag nie. Daar's tye as ek moes wag om te kom waar ons gekom het op ons grond, dan het ons niks gehad vandag nie. En dis ons wil altyd die Here. Die Here sê ek stel jou aan. Ek en jy is die enigste hande wat God het om 'n verskil in hierdie wêreld te maak. Hy het nie 'n plan B nie. As hy wou, sou hy engele aangestel het, hy het nie. Hy het my en jou aangestel. En niemand kan jou lewe vir jou leef nie. So somewhere we need to wake up. En iewers moet ons dit weer vasmaak. Dan 'n ou wat nie wakker is nie, vir my moeilike gesprekke. Wag altyd laat goed gaan beter word. Luister vanmôre, goed gaan nie beter word nie. En daai gesprekke wat jy uitstel, byt jou 6 maande of 'n jaar of 5 jaar later. Been there, done that.
En daar's baie keer daai moeilike gesprekke waar jy 'n ou een kant toe trek en dis nie 'n geveg nie, want baie ons kom net in en wil altyd baklei. Dis die ou met wie ek maandag die oorlog gehad het. Want dis sy so en die Here dit en die Here. Ek sê, hey man, waar is die hart van die Here? So jy kan met die hart van die Here kan ek met jou verskil. Nou party ons sukkel met my want ek lyk altyd beneek en maar ek is nie bang vir 'n reguit gesprek nie. En iewers moet ons hierdie reguit gesprek hê en sê nee, dis nie aan vir my lewe nie. Wie gaan verantwoordelikheid vat vir jou lewe anders as jy? En as jy dit nie doen nie, word jy in jou kop. Hoor my vanmôre, ek praat met manne, ek's nie bang om dit vir jou te sê nie. As ek en jy nie die moeilike gesprek het nie, word ons 'n victim in ons huise. Ons word 'n victim in ons huwelike. Want naderhand loop ons en dan verloor jy jou. Okay, ons los daai deel man. Wakker wees is om te kyk wat in die lewe om jou aangaan. Maar nie sinies te wees nie. Party ouens is sinies wakker. Hulle sien altyd die halwe glas raak. Hulle sien altyd die probleem raak. Wakker wees is, ek kyk met die oë van Christus, met die wete, ek kan 'n verskil maak. Ek is sy agent. Ek is daar om in die wêreld waar ek is, as ek mense stop op 'n strand, is dit ek wat die verskil daar kan maak. As ek in 'n winkelsentrum instap en ek moet iemand help, is dit ek. As dit rof gaan in my huis en my huwelik, wag ek nie tot my vrou bykom of my kinders bykom of by die werk totdat my baas eendag in 'n beter by is nie. Ek is God se agent daar en ek moet wakker wees rondom dit. En dan 'n ander wakker wees is om te kyk wat in my eie lewe aan die gang is. Waarmee is ek besig? Ek challenge jou, vat vandag net 'n paar minute in jouself. Nee, want ons maak te min tyd vir onsself. En dan gaan sit jy en dan sê jy vir jouself, vra jy jouself, waarmee is ek besig? Is ek wakker oor my lewe? Sien ek my donker kolle raak? Sien ek raak waar ek net flout? Sien ek dit raak? Ons almal gaan deur daai fases, daar nie ook. As ek vir julle sê ek is die hele tyd on top, bullshit ek julle. En ek is nie so ou nie. Ek kry my tye waar dit net dan dink ek het vandag 'n dag gemors. Ek was nie wakker nie. Ek het opportunities by my laat verbygaan waar ek verskille kon maak of waar ek 'n ding kon doen vir myself en die lewe nie aangaan nie. Ek is in COVID tyd, ek weet nooit datums en tye nie. In COVID tyd, week 5 van COVID is my vrou uit die huis uit. En dis lank terug. En ek het net belang in my huis verloor. My huis is netjies, ek is 'n netjiese ou, maar ek het belang verloor. En nou die dag toe sê ek vir myself, hey, word wakker. Jou leefwêreld is belangrik. Dis nie net kerk nie. Daar's ook 'n daar in die lyf. Daar's ook, verstaan julle, ons moet die hele tyd waarneem waarmee ons besig, want ons kan gesidetrack raak en hardloop met een ding. En dan voeter ek 6, 7 ander goed op die grond. So ons moet wakker wees. En as jy wakker is jy nie die hele tyd met ander mense se sake besig nie. Want weet jy wat, as jy die hele tyd besig is met ander mense se sake en jy bespreek hulle en jy het 'n opinie oor hulle, dan is jy besig om gesidetrack te word van jou eie. En dit moet jy wakker word oor. 'n Man wat nie wakker is nie, verloor wat God vandag voor hom neersit. En ek dink ons mis opportunities. Ek dink ons mis opportunities omdat ons so besig is in ons eie wêreld en ons mis om wakker te wees. So, hier's die wakker deel se afsluiting is, wees wakker oor jou verhoudings, jou huwelik, jou kinders, wat ook al, jou vriende, wees wakker oor vriendskappe, kyk wat gaan aan, maar wees wakker oor jou gedagtes, wees wakker oor wat in jou siel aan die gang is, jy moet jou siel oppas, luister vanmôre, niemand kan jou siel oppas behalwe jouself nie, niemand nie. En niemand is verantwoordelik vir jou siel behalwe ek en jouself nie. Niemand, hoor hierdie ding, niemand kan jou happy maak nie. As jy dink daai tannie gaan jou happy maak, gaan jy jou gat sien.
Ekskuus, dit was nou nie goeie Afrikaans nie. Ek sukkel. OK. Wees wakker oor jou geloof. Pas op dat jy nie in 'n religious ding verval nie. Geloof is aktief. Geloof is wakker. Ek leef hom. Dit is vir my 'n praktiese ding. Dit is vir my dis nie net my lewensaard nie, maar dis ons manier van kyk, dis ons manier van doen, dis ons manier van meet. So kyk nou as jy is en dan wees attentive. Selfbestuur begin by bewustheid. Luister mooi, ek gaan hom weer sê. Hierdie is 'n groot ene. Selfbestuur begin by bewustheid. So jy moet wakker wees. Wakker in myself en wakker wat om my aangaan en wakker wat in my kop aangaan, dan kan ek wakker wees. Wakker wees is being present. En ek het julle lank terug die storie vertel, maar terwille van die ou wat die eerste keer hier is, gaan ek hom weer vertel. Ek het geswat op RAI op 'n stadium en in ons in die etiekklas het hulle begin, dit werk so, jy kan nog bank hier en daar, maar dan begin hulle roukol vat en jy moet 'n sekere hoeveelheid klas bywoon om eksamen te kan skryf. En ons het 'n chom gehad, 'n Andrew, 'n Engelsman. En hy het baie meer gedrink as ons. Jy weet, so ons het geprobeer om Andrew in die klas te kry en seker te maak dat Andrew daarom ook eksamen kan skryf. Ons het dit gevat as ons verantwoordelikheid. Hy gaan saam met ons eksamen skryf. Ons wil nie alleen pluk nie, die Engelsman moet saam pluk. En nou hoor ons, hulle gaan weer roukol vat. Ons het die roemer gehoor en ons vat vir Andrew, maar hy's kus, hè. Die ou kan nie, ons sleep hom. Jy gaan klas toe vandag, want ons worry, want hy gaan dit nie kry nie. En ons het hom in die klasse, maar nou gaan ons aan, ons fokus, ons is besig met die klas en wragtig hier 10 minute in die periode en hier trek die dosent haar boek uit en sy begin roukol vat. Jy weet, en dis toe nou daai ene, want dis die een wat bepaal of ons kan eksamen skryf. En dan sit lodder, dan steek ek my hand op, jy weet, en almal steek hulle hande op en sê Andrew Jager, daar's niks, sy sê Andrew Jager, en net sy vingerpunte kom oor die bank uit. En hy sê vir haar, I'm present but horizontal, ma'am. En ek wil dit as 'n metafoor gebruik. Daar's baie van ons wat present is, but horizontal. Ouens, we need to be present om in te neem. Dit help nie net jy daag op hier en jy daag op by jou kerk en jy daag op oralster, maar jy's nie present in die lewe en maak 'n verskil nie. En iets wat ek die afgelope tyd raak gesien het is, en dit gebruik pas aan by Leon se storie, want as 2 girls my gestop het, het ek 'n lyn gesny. En ek is nie gay nie, ek sou 'n lyn gesny het. Is partykeer is ons nie wakker vir God se besoeke aan ons nie. Hoor julle hom? Dalk is vandag die afspraak wat die Here met jou persoonlik het, om iets in jou lewe te herstel en te rig. So ons moet wakker wees vir sy besoeke, sodat hy ons kan transformeer, en gister het ek 'n gesprek met 'n ou, sy pa is dood, en nou het die familie die begrafnisplek geskuif, en hy sukkel, en is 'n oorlog, en die ou sukkel self, hy stoei in sy lewe. En ek sê vir hom, my chom, partykeer moet ons leer om die regte battles aan te vat en nie die verkeerdes nie. So wees wakker daaroor. Ek het 'n boek jare terug gelees en ek het hom 3 keer gekoop en 3 keer weggegee. Nou sien ek hy's nie meer in druk nie. En as ek hom kan kry, is dit baie geld. Die boek se naam is Don't Sweat the Small Stuff. Moenie met die goed wat oor 'n uur en oor 'n week nie saak maak, vandag swet en baklei nie, wees wakker. En daai boek het my vuil gevang, want hy het sulke hoofstukke oor sweating the small stuff, en toe ek aan die einde van die boek kom, dan is hy klaar, en dan is die postscript, and it's all small stuff. Want in terme van ewigheid, kry ons maagsere oor goed, wat nie in God se wil vir ons lewens is nie. So wees wakker.
Dan die tweede een wat hy sê, wees wakker, is staan vas in die geloof. Staan vas in die geloof. Nou staan vas beteken letterlik, moenie beweeg nie. Moenie beweeg nie. Nou wil ek dit omskryf, want party ouens is hardkoppig, hulle dink, hulle het alles in pak, dis terug na my maandag gesprek met my groot teoloog toe. Hy is so oortuig dat hy reg is, en dat as hy 'n Griekse woord en 'n Hebreëse woord kan ingooi, het hy dit reg. Sê ek vir hom, het jy al gedink daaraan dat jy kan verkeerd wees? Want alles is maar interpretasies. So, moenie hardkoppig wees nie. Maak jou hart oop, dat die Here dalk vir jou iets anders kan sê. Maak jou hart oop, dat die Here dalk jou rigting vir jou kan verander. Ek praat nou nie van stupid goed nie, ek praat baie keer is dit net 'n denkpatroon, net 'n manier van na die lewe kyk, wat jy moet verander, en ek praat nie van arrogant wees met 'n klomp slogans nie. Maar om vas te staan in jou geloof met 'n humble deernis. Met 'n humble deernis. Staan vas. En ek dink ons manne word te veel rondgeskuif, nommer 1, en luister nou mooi, deur opinies van ander mense. Luister gou mooi. Opinies van ander mense stol jou. Hoor julle dit? Opinies van ander mense stol jou, dit hou jou terug. Elke keer wat jy gaan staan oor 'n opinie van 'n ander ou, verloor jy 'n tree in jou eie ritme. So moenie daai pad loop nie. Pas op vir emosies. Nou ons dink as manne, en ek hoop nie vrouens is ingeskakel nie, maar ons dink as manne, en as julle ingeskakel is, bless julle, dat vrouens is emosionele wesens. Maar kom ons kyk vir mekaar vandag in die oë. Mans is emosionele wesens. Emosie beteken nie jy staan en skree die hele dag of wat ook al nie. Emosie is dit wat jou dryf hier binne, wat baie keer die skakelaar tussen wen en verloor is. En ek voel nie so nie. En ek voel nie reg nie. En dit voel nie so nie. So ons moet pas op dat ons nie te veel besig is met 'n klomp emosies wat ons dryf en ons vashou en ons sukkel nie. 'n Man van geloof staan vas wanneer al die ander goed om hom beweeg. Met ander woorde, die opinies van mense om jou beweeg, die emosies hier binne in jou, jy het jou afdae, jy het jou moeilike dae, jy het jou hoë dae. Ek staan vas, ek weet waarheen is ek op pad. En dis die goed wat ons gaan deurdra. Dis die goed wat van jou, daai man wat nou nie vir die wêreld nie, eers hier binne, wat vir jouself gaan sê, okay, ek is solid, ek is okay. En dis wat ons nodig het. As jy emosioneel gesond wil wees, dan moet jy kyk wat hier binne in jou aangaan. Wat glo jy? 'n Man sonder 'n vaste geloof word deur elke storm en ding wat om hom gebeur rondgewaai. So wat beteken dit dan om vas te staan in jou geloof? Is, jy moet weet dat jy weet dat jy weet. Bottom line. It's bottom line. Ek sal nooit vergeet nie, ons is in die weermag en ons sit so in 'n sirkel en die ouens praat oor God en ons het ook een ou dag gehad en toevallig was, ek het hierdie 2 Andrews in my lewe gehad, die Andrew was 'n ateïs geweest en hy's nou hier tussen ons in en ons gesels en die ouens dit en die ouens dat en hulle praat oor dit van die Here en die net daai siening en hy sit net daar, hy's 'n ateïs, hy glo glad, hy sê hy glo niks. Nou, ek weet nie hoe kry jy dit reg nie, as jy glo niks, dan het jy eintlik meer geloof as ek, as jy glo alles hierdie het ontstaan uit niks uit, maar is okay. En hy stop daarby en hy sê, guys, hy sê, it boils down to this. Either you believe or you don't. Bottom line. Bottom line. En die bottom line is, wat jy glo is belangrik, want as jy nie weet presies wat jy glo nie, sal jy vir enigiets val.
En daarom is dit belangrik om vas te staan in jou geloof en te weet waar jy is. Ek is amper daar. Punt nommer 3 is hy praat daarvan, hy sê jy moet moedig en sterk wees. Moedig en sterk. So ek challenge jou, moedig is om 'n hart te hê. Om weer 'n hart te hê vir jouself en vir die lewe, om vir jouself te sê, man luister, ek kan opstaan, ek kan okay wees, ek is nie 'n mislukking nie, hoor vanmôre, jy is nie 'n mislukking nie. Miskien het jy deur 'n damp gegaan, miskien het jy deur 'n moeilike tyd gegaan, miskien het jy 'n klomp swak besluite gemaak in jou lewe, miskien het jy onseker deur 'n tyd gegaan in jou lewe, maar jy is nie 'n mislukking nie. En om weer dit op te tel. En ek wil dit omskryf, want moedig dink ons aan Braveheart. Ons kyk na hierdie movies van hierdie vreeslose mense en vreeslose manne. Moedig beteken nie geen vrees nie. Ek weet niks van boks en daai combat goed af nie, maar ons het so 'n groot ou gehad wat so ruk terug wêreldkampioen was met daai heavy fights. Wat is sy naam gewees? Driekus, dankie. Driekus Du Plessis. Ek luister na 'n onderhoud wat hulle met hom het en hy sê sy broek bewe partykeer voor 'n groot fight. So moedig beteken nie jy het nie 'n oomblik wat daar 'n moontlikheid van onsekerheid in jou lewe is nie. Maar weet jy wat beteken moedig? Moedig beteken ek gaan bly reg optree en ek gaan bly beweeg ten spyte van vrees. Vrees moet ophou om ons te stol. Menere, dis groot uitdagings hierdie. Ek sit met een van die grootste uitdagings seker in my bediening en ek is 40 jaar in die bediening. Ons het op 'n wonderbaarlike manier op daai stuk grond geland en ontwikkel regtig gekry en wat en ek moet ek betaal. En dan wil 'n ou stol en dan sit net ek gaan nie stol nie. Ek gaan bly beweeg. En as jy bly beweeg en daar's momentum, gaan jou brein in 'n gesonde plek in. Maar die oomblik wat jy gaan sit en vrees jou laat gryp, dan begin jy in die donker kant ingaan. So daar's van ons vanmôre hier wat moet sê ek gaan opstaan. Ek gaan moedig wees. Ek gaan nie arrogant raak nie. En ek wil dit weer sê, moedigheid is nie die afwesigheid van vrees nie, maar dis om te sê ek gaan bly staan al bewe my bene. En ek challenge jou om weer op te staan. In jou huis, in jou werk, in jou besigheid, in jou menswees, staan op. So wat ons as mans deesdae of vandag dan moet nodig en hierdie moedigheid nodig by ons huise. Of jy enkel is en of jy familie is, by jou huis, dit wat jy mee leef, by jou werk om goed aan te vat en te doen. Maar ek dink ons het ook die guts en die moedigheid nodig om verskoning te vra, om te sê ekskuus as ons foute gemaak het of ekskuus as ek jou te nagekom het. Maar iewers waar ons moet kry is om op te staan geestelik. En ek praat nie van geestelik op te staan om te begin Bible punch nie. Ek praat van om geestelik op te staan binne in jouself en te sê, ons wil altyd ek en my huis sal die Here dien. Wat van ek begin met my hele hart? Ek begin die Here te dien. Miskien moet ek inhou daaraan gee met 'n volgende gesprek, want ons dink, ons het 'n prentjie van hoe om die Here te dien. Passiwiteit vernietig meer as 'n verkeerde aksie partykeer. Want ek kan nog 'n fout kan ek regmaak, maar as ek niks doen nie, is daar boggerol om reg te maak. 'n Ware man hardloop nie weg van sy verantwoordelikheid nie, maar ons moet die goed in ons in die oë begin kyk en begin leef vir die Here en die ding doen. Nommer 4. Doen alles, hy sê doen alles. Hierdie is 'n wille ene. Doen alles in liefde. Doen alles in liefde. Hier kom nou die balans, hoor nou. Jy kan sterk wees, jy kan reg wees, jy kan vas staan, maar sonder liefde
mis jy alles en maak jy 'n moerse geraas. Paulus sê dit, hy het dit net op ander taal gebruik gesê. Hy sê, al praat ek die tale van mense en engele en ek het nie die liefde nie, dan maak ek 'n geraas. Weet jy wat kom ek by baie gelowiges agter, hulle maak 'n geraas. Hoor my, ons gaan meer manne wen deur liefde hê, as deur 'n klomp slogans met hulle te deel en te sê jy moet regkom. En binne in ons wêreld, dink ons vas staan beteken ek moet robust wees en ek moet vieslik wees, as ek dit nie in liefde doen nie, maak ek 'n geraas. En die grootste gevaar vir ons as manne, wanneer ons sukkel met hierdie goed is, ons word emosioneel hard of ons word emosioneel stomp. Ons sluit onsself af, ons leef in hierdie klein eie wêreldjie van ons en ons sny onsself af en hoor gou hier, ons wil liefde baie keer vervang met beheer. Laat dit insink. Ons wil liefde baie keer vervang met beheer. Ons wil voorskriftelik wees. As ek nie my eie lewe lei nie, dan wil ek hê, jy moet dit op so 'n manier lei, dat jy vir my aanvaarbaar kan wees. Leef jou lewe, maar ek gaan myne leef met liefde. Ek gaan my hart nie weggee vir enigiets anders as God se hart vir mense nie. En ek kan die fight wen en mense verloor, dan maak ek 'n geraas. So ware krag, luister nou, ware krag word gemeet in hoe ek liefhet. Ek het nie tyd om in te gaan nie, ek moet klaarmaak, maar hoe lyk dit liefde dan prakties? Dit kyk hoe ek met ander praat en hoe ek van ander praat. Weet jy wat, as jy my liefhet, gaan dit oor hoe veilig my naam op jou lippe is wanneer ek nie by jou is nie. Bottom line. Jy dien. By ons gemeentes, as jy aanmeld, dien jy. Ouens wil rade en ouens wil posisies hê, dan sê ek is reg, kom was koppie saam met my. As jy my posbeskrywing wil hê, ek is die hoofbesemveer by die kerk. Ek het, en is nie arrogant nie, julle kom mee die ure wat ek ingesit het aan werk, fisiese werk, hierdie Paasfees. Ek slaap nooit in die dag nie, nooit. Ek is in totaal ontkenning, as ek siek is, gaan lê ek ook nie in die bed nie. Ek lê sal, as ek nou baie siek is, die dag toe ek 'n hartaanval gekry het, het hulle my gekry toe het ek dwars oor my bed gelê. Sondag het ek so met my face down net so gaan slaap. So moeg was ek. Dit is van aanmeld en werk, dien. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om by jou huis te dien? Is jy bereid om by jou werk te dien? Weet jy wat gaan gebeur as ons begin dien? Die wêreld om ons gaan anders lyk. Hoe jy luister. Luister jy om te hoor of luister jy om te antwoord? Dit sê vir my liefde. Luister jy om te hoor of luister jy om te antwoord? Om altyd 'n punchline te hê. Weet jy wat is liefde? Liefde gee jouself. Ons is deur Paasnaweek. Jesus sê ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy sê ek is die goeie herder en ek lê my lewe af vir my skape. So as ons moet vas staan, that's where we start, manne. Kom ons hou op om hierdie high profile goed te doen. En ek het niks teen oom Angus en teen al daai goed nie. That's why I don't talk about mighty men. We need to become humble men. Ons moet diensknegte word. Die wêreld het nie sterk mans nodig nie, hulle het mans nodig wat sterk is en sag genoeg is om lief te hê.
Dis waarna ons moet vas staan. Dis die bottom line. Een vers kan jou hele lewe verander. 1 Korintiërs 16 kan die gang van jou toekoms verander as jy hierdie goed begin toepas. So ek sluit af. 'n Ware man is wakker. Hy's wakker en hy's wakker wanneer niemand na my kyk nie en ek is wakker om na die lewe te kyk. Ek is wakker, ek is attentive, ek neem die lewe waar en ek sien oomblikke raak. Tweede een is 'n ware man is standvastig, want niemand gaan jou op jou voete hou nie. As jy gewag het dat jou pa of jou vrou of jou wat ook al jou op jou voete moet hou, wake up. 'n Ware man staan op sy eie voete. Ons kan dit doen. Ons kan dit doen. 'n Ware man is moedig. Hy bly opstaan. Al bewe sy broek, staan hy op en hy loop en hy bly beweeg. En ek wil jou challenge om op te staan. Jy wat in verlamming sit, staan op, wees moedig. Die Here is by jou. Ek kan nie eens onthou van wie ek nou praat in die Ou Testament, toe hy sy broek bewe, toe sê die Here vir hom, wees wakker, dapper held. Klink so verkeerd, nee. Dapper held, maar jou broek bewe, yes, staan op. Jy kan dit doen. En dan nommer 4, wees liefdevol. Doen alles in liefde, want dis hoe Jesus geleef het. So hier kom my bottom line nou, dan gaan ons saam bid. Moenie kies watter een jy wil wees nie. Ek gaan Breivaat wees, of ek gaan wake up wees. Ek is die moedige een, of ek is die liefdevolle een. Nee, moenie kies watter een nie. Paulus sê, as jy wil sterk wees, moet jy al 4 begin leef. In diep afhanklikheid van die Here. Ons moet al 4 wees. So, as ons dan 'n gebed kan bid, en maak dit in ons harte vas, dan sê Here, maak my nie net 'n sterker man nie, maar maak my 'n man wat hierdie goed verstaan. 'n Man wat wakker is. 'n Man wat vas staan. 'n Man wat moed het. En 'n man wat lief het, soos wat U lief het. Ek hoop dit is eenvoudig, 'n aanmoediging vir elkeen van ons vandag, om op te staan. 1 Korintiërs 16, maak dit deel van jou lewe. Die Here seën jou. Kom ons sit so en sluit ons oë vir 'n paar oomblikke. Vra vir die Here, waar sukkel jy? Dat hy dit vir jou wys. Ons het blinde kolle, ons is in ontkenning. Sê Here, wys vir my. Waar moet ek in opstaan? Wat wil jy moet ek doen? Hoe wil jy moet ek wees? Liewe Here, ons het die Heilige Gees nodig. Sonder U kan ons dit nie doen nie. En dis die bottom line. Ons is diep afhanklik van U. Maar binne in ons werk U om te wil. En help U ons om regtig as manne op te staan in Jesus naam. Ek bid vir elkeen vandag hier en wat ingeskakel is, dat U ons sal help om wakker te wees, te hoor wat U vir ons sê, om moedig te wees, om sterk te staan in wat ons glo en om lief te hê soos min. En dankie vir hierdie klein bottom line vir ons lewens, wat 'n enorme impak in ons menswees sal hê. Ek bid vir die manne wat gevries het. Ek wil bid dat hulle voete sal lewendig word en dat hulle weer sal beweeg. Ek bid vir die manne wat sukkel met geloof om regtig vas te hou met alles wat rondom ons skree en raas. Dat hulle U fluister van die Gees sal hoor en ervaar. Ek dank U dat ons nie uitgelewer is nie, maar dat U saam met ons stap en U ons vashou.
in Jesus naam. Amen. Claude, jy moet blykbaar kom afsluit. Dankie manne, dit was lekker saam met julle. Moet nou nie vir jou vroue boks met 'n boek koop nie asseblief. Dankie Dani, baie dankie vir die. Ja, laat ons vas staan. Waarmee battle jy? Ek het vanoggend weer 3 uur wakker geword en ek weet altyd as ek 3 uur wakker word dan moet ek opstaan en gaan op my studeerkamer gaan sit en net stil wees. Dus ek eers 'n bietjie lei en toe lê ek nog so 'n bietjie in die bed. Wat Dani vanoggend van gepraat het, dat ons net moet vas staan en nou ons almal battle met goed en ek gaan sit daar en ek tog wat gaan ek nou vanoggend lees uit die Bybel uit? En toe ek weer sien, toe lees ek Efesiërs 6 van die wapenrusting om jou te help om te laat vas staan. En hy kom my vanoggend en hy praat oor om vas te staan. So ja, Leon het my gevra om net af te sluit. Soos julle gehoor het, hy is ongelukkig weg of weg vir werk. So iemand wat ietsie wil sê, 'n storie, iets wat jy ervaar het terwyl Dani gepraat het, die Here dalk met jou gepraat het, die Heilige Gees op jou hart gelê het. Iemand? Ek is so bly ek sien jou vandag, Dolf. Ek dink ek het jou 2,5 jaar terug laas gesien. Toe ek Ons moet nie vergeet nie manne, in ons sterk staan. Dit is 'n moeilike, kom bring 'n bietjie daai ding. Ek het 'n vreeslike journey geloop die laaste klomp jare van my lewe en sterk staan is iets wat ons so lekker gooi vir mekaar, né? Hier's een ander broer hier so wat ook so 'n paadjie stap met min of meer dieselfde struggles wat ek gehad het. En ons moet net nie vergeet nie, brand ek daar nie met respek. Jesus het die tempel uitmekaar uitgeslaan. Want hy het gestaan, sterk gestaan in righteousness. So daai sterk staan moet daai deel ook in ons harte behou, maar soos hy dit gehou het. En net hy kan in daai righteousness staan, voel ek, né? Ons het nie die vermoë om dit te doen nie, want elke keer as ons die tempels wil afbreek om ons, dan doen ons dit met ego, met 'n ander siening, met 'n mens, 'n vleeslike siening. So ons moet probeer, né, om die tempels te breek soos Jesus dit gebreek het. En daai voel ek is ook 'n deel van manne wat sterk staan vir mekaar. En dis al wat op my hart is vanmôre. Dankie, dis 'n voorreg om jou weer te sien, Claude. Dankie Dolf. Dankie Dolf. Ja, iemand wat nog ietsie wil sê voor ons afsluit, voor ons Onse Vader sing? Lyk vir my going, gone. Ek is nou nie afslaer nie, maar as ek 'n afslaer sou gewees het en ek so 'n hamer gehad het, sou ek hom nou geslaan het. Julle volgende week, Dani, ek dink jy's weer hier by ons donderdag. Okay, ekskuus, Leon het gesê, dis die donderdag is jy by ons, en dan is dit uit die hart van die saak volgende woensdag ook weer by Silver Lakes. So manne, staan vas. Leon praat altyd oor die mannekonferensie. Ek het gister by Leon gehoor dat die kaartjies verkoop goed. Ek dink Martinus, jy weet, het jy idee van hoeveel kaartjies sal verkoop is? Martinus sê hy weet nie. Maak nie saak nie. Okay. Nou ek is nou vreesbevange. Nou moet ek vas staan. Want ons moet nou die Onse Vader sing en ek was nooit naby 'n koor in my hele lewe nie. Ja, soos iemand van ons kan insit, Leon doen dit altyd so goed, dan sal ek dit regtig waardeer, want ek het nie idee wat om te doen nie. Iemand, ekskuus tog? Pierre, jy's my Here. Jy's definitief my Here. Ek het regtig toe Leon my vra, toe dink ek, jette, hoe gaan ek die song insit? Maar okay, Pierre sê hy het vir ons die song, so ek sê vir julle dankie. Sien julle volgende week.